Welkom, vandag gesels ons oor Senju. Vir baie is dit dalk net, nog 'n besige stasie-area in Tokyo. 'n Plek waar ek dink dis 6 treinlyne dat daar bymekaar kom. Nogal besig. Maar as jy net 'n bietjie dieper krap, dan vind jy Senju is soveel meer. Dis regtig 'n plek deurdrenk van Edo-geskiedenis. Dit was eens die grootste, die belangrikste van daai 4 groot posdorpe rondom Edo, die Edo Shushuku, né? So vandag gaan ons bietjie verby daai moderne blink kan kyk. Ons delf dieper na die verrassende stories, die geskiedenis en ook daai plekke wat jy nie sommer op die toeristekaart kry nie. Veral as jy iets meer autenties soek. Ons missie. Kom ons kyk of ons Senju se dieper laag saam kan ontbloot. Ja, presies. En jy moet Senju se identiteit regtig verstaan deur sy oorspronklike rol. Dit was die poort na die noorde van Japan. In die Edo-tyd, né? Dink daaraan as daai eerste groot stop net buite die formele grense van Edo self. So dit beteken dit was 'n konstante meernis van bedrywighede. Handel natuurlik, reisigers wat kom en gaan op daai groot hoofweë, amptenare, pelgrims, selfs kunstenaars. En hierdie vloei van mense, van goedere, het 'n baie unieke, dinamiese karakter geskep. Iets wat jy vandag nog kan aanvoel, eintlik. Maar jy moet weet waar om te kyk en waarna om te luister. Goed, kom ons pak dit dan uit. So, Senju was die heel eerste halte. Die Shuku, soos hulle sê, op albei die Nikko-kaido en die Oshū-kaido roetes. Dis nogal belangrik. Dit was die kritiese hoofweë wat Edo, die shogun se hoofstad, met die noorde verbind het. Jy kan jou net indink hoe besig dit moes gewees het. Amptelike sendings wat hier gestop het voor 'n lang reis, pelgrims op pad Nikko toe, handelaars met hul ware, dit moes 'n ongelooflike gewoel gewees het. En vandag, wel die Shukubadori, die Postdorpstraat, dit herinner ons nog so bietjie daaraan, al is die geboue nou, meestal modern. En die strategiese belang daarvan, om juis die eerste Shoku te wees, dit kan jy regtig nie onderskat nie. Dit was die laaste kans vir reisigers om wel voorrade aan te vul, herstelwerk te laat doen, of selfs net totsiens te sê vir geliefdes, voor hulle daai lang, soms gevaarlike pad noorde toe aanpak. En vir die wat terugkom, was dit die eerste teken van die hoofstad wat naderkom, 'n plek om te rus, voor te berei vir terugkeer na Edo. So hierdie funksie het Senju se vroeë groei, sy welvaart, direk aangevoer. Wat vir my fascinerend is dat jy steeds elemente van die oorspronklike Machiwari kan sien. Daai straatuitleg. Dis amper soos 'n visgraatpatroon. Kleiner systraatjies wat van die hoofstraat afloop. Ontwerp vir doeltreffende beweging, né? In daai tyd. En dis presies hier, by hierdie poort na die onbekende noorde, waar een van Japan se allergrootste digters, Matsuo Bashō, besluit het om sy epiese reis te begin. Dit was in 1689. Hy kies toe Senju as die vertrekpunt vir sy beroemde reisjoernaal, Oku no Hosomichi, so iets soos die smal pad na die diepe noorde. Sy vertrek van hier was duidelik nogal emosioneel. Iets wat hy so treffend vasgevang het in daai bekende gedig, Yuku Haruya Torinaki Uonomiwa. In Afrikaans miskien iets soos die lente gaan verby, voëls huil en trane glinster in die oë van visse. Jy kan amper daai swaarmoedigheid voel, die gewig van die oomblik, né? Absoluut. Dit praat van afskeid, van verganklikheid, miskien die onsekerheid van die reis wat voorlê. En vir jou, wat vandag Bashō se voetspore hier wil volg, is daar 'n paar plekke om op te spoor. Die Senju Ohashi-brug self, dis die simboliese vertrekpunt. Dis nie dieselfde brug as in Bashō se tyd nie, maar die ligging, dieselfde. En dan naby die brug, in daai klein Ohashi-parkie, is daar 'n standbeeld van Bashō, pen en papier in die hand, gereed vir die reis. Nog 'n belangrike punt is die gedenksteen, wat spesifiek hierdie plek aandui as die begin van sy skryfreis. Dit was meer as net 'n plek op 'n kaart, dit was 'n oorgang. Die laaste stukkie bekende Edo voor die onbekende noorde. Daar's 'n tasbare gevoel daarvan as jy daar staan. Jy kan jou indink hoe dit vir hom moes gewees het. OK, hier is waar dit vir my regtig interessant raak. Want soos met baie sulke grensliggings, het Senju se geskiedenis ook 'n donkerder kant, meer versteek. Nie te ver van die besige Polsdorp nie,
net oorkant die rivier, was die berugte Kasukapara teregstellingsgronde. Ja, Kusapapara, dit was een van Edo se 3 hoofplekke vir openbare teregstellings, saam met Suzugamori en Itabashi. En hulle is doelbewus aan die rande van die stad geplaas, sigbaar vir reisigers, jy weet as 'n soort gruisame afskrikmiddel. Alhoewel Kusapapara tegnies in Minami-Senju was, is sy geskiedenis onlosmaaklik verbind met Senju as daai toegangspunt van die noorde. Daar's 'n paar plekke wat daaraan herinner. Dis nogal aangrypend. By die Enmeiji-tempel is daar 'n Jizo-beeldjie, bekend as die Kubikiri Jizo, letterlik die nek-afkap Jizo. Die legende sê die beeld is opgerig om die siele van die tereggesteldes te troos, soort van deernis te midde van die brutaliteit. En daai selfde beeld het glo wonderbaarlik bly staan, amper ineengestort, maar dit het gehou tydens die groot 2011 aardbewing. Dit voeg nog 'n laag drama by. Dan is daar ook die Iko-in-tempel, ook in Minami-Senju, 'n stories 'n rusplek vir die wat nie elders begrawe kon word nie. Insluitend baie van Kasukapara se slagloffers. Dis waar jy byvoorbeeld die graf kry van Nezumi Kozo, die legendariese dief, Japanse Robin Hood amper. Dit laat 'n mens wonder hoe daardie grimmige geskiedenis dalk steeds die atmosfeer beïnvloed, al is die plek self lankal weg. Dis 'n goeie vraag. Ek dink dit dra by tot hierdie gevoel van Senju as 'n plek van kontraste, 'n plek wat altyd op die randjie was, letterlik en figuurlik. Die dieper insig is dalk dat Senju se posisie as poort nie net oor fisiese reis gegaan het nie, ook oor sosiale grense. Dis waar die stad se uitgeworpenes, sy briljante maar soms onkonvensionele geeste en die harde werklikheid van lewe en dood, almal saamgevloei het, net buite die formele hart van Edo. Dit skep 'n komplekse tekstuur. Sjoe, dit gee beslis stof tot nadenke. Wys net hoe gelaag die geskiedenis hier is, né? En dit was nie net uitgeworpenes of reisigers wat hier was nie. Watter ander unieke figure het al spore hier gelos? Ek dink byvoorbeeld aan iemand soos Hiraga Genai. Hiraga Genai. Nou daar's 'n fascinerende figuur. Enigmaties, uit die Edo-tyd, 'n ware polymaat. Iemand met 'n ongelooflike wye reeks talente. Hy was 'n belangrike geleerde in westerse studies, rangaku, of Hollandse leer, soos hulle dit genoem het, want kennis het deur die Nederlanders ingekom. Hy was ook 'n uitvinder. Hy het die elektieter herstel en bekend gestel 'n soort vroeë statiese elektrisiteitsgenerator. Boonop was hy 'n produktiewe skrywer, dramaturg, keramieke kunstenaar, selfs 'n prospekteerder. Sy lewe was egter ook stormagtig en dit het tragies geëindig. Hy het in die tronk gesterf nadat hy iemand doodgeslaan het in 'n woedebui. Sy graf is nogal 'n fonds, geleë op die terrein van die voormalige Sonsenju-tempel, nie te ver van Minami-Senju-stasie nie. En interessant genoeg, net 'n klipgooi weg, is ook die graf van Tsutaya Juzaburo, by legendariese Edo-uitgewer. Hy het werke gepubliseer deur die koniese ukiyo-e-kunstenaars soos Utamaru en Sharaku. So weer eens sien jy hoe hierdie area aan die rand van Edo 'n magneet was, vir figure uit alle lae van die samelewing. Die briljantes, die entrepreneurs, die kunstenaars. En die tragiese figure. Edo na Meiji. Ek praat van daardie koelgemerkte swart hek. Die Kurumon, dis nog 'n storie, né? Ja, dis 'n ongelooflike kragtige verhaal en 'n merkwaardige stukkie sigbare geskiedenis. Dit draai alles om die Ensuji-tempel in Kitasenju. Die storie begin na die slag van Uno in 1868, een van die sleutelgevegte in die Boshin-oorlog. Dis waar die Shogi Tai samurai loyaal aan die ou Tokugawa-shogunaat verslaan is deur die nuwe Meiji-regering se magte. Na die geveg is daai gesneuwelde Shogi Tai soldate as rebelle beskou. Dit was gevaarlik om hulle te begrawe of selfs simpatie te toon. Maar die priesters by Ensuji het in die geheim baie van hierdie soldate se liggame ontvang. Hulle begrawe, rituele vir hul siele uitgevoer. Jare later, uit dankbaarheid, het die Kanna-Yehi-tempel in Uno, waar die geveg was, een van hul hekke, die swarte hek of Kurumon, aan Ensuji geskenk. Dit was oorspronklik deel van die Tokugawa-familie se grafkompleks daar. Wat dit so besonders maak, jy kan vandag nog die koelgate van daai geveg in 1868 duidelik op die hout van die hek sien. Dis 'n direkte fisiese skakel met daai gewelddadige transformerende oomblik regie in Senju.
So, met al hierdie lae van geskiedenis, die Posdorp, Bashou, die teregstellings, Genai, die oorlog, wat beteken dit alles vir jou wat Senju vandag besoek? Dis fascinerende stories, ja. Maar waar kan jy hierdie geskiedenis nog regtig voel, ervaar? Kom ons praat oor plekke waar die verlede nog lewendig voel. Wat van die Adachi-mark? Ja, die Adachi-mark is 'n uitstekende voorbeeld van lewende geskiedenis. Dit dra die erfenis voort van die ou Yachaba, Senju se historiese groente- en vrugtemark, wat terugdateer na die Edo-tyd. Die naam Yachaba kom glo van die uitroepe soos Yacha, Yacha, wat die handelaars tydens veilings gemaak het. Energiek, né? Vandag is Adachi-mark hoofsaaklik 'n vismark, een van Tokio se belangrike groothandelmarkte gespesialiseerd in seekos, wat dit besonders maak vir 'n besoeker. Anders as die ou Tsukiji of selfs die nuwe Toyosu-mark, is dit baie minder op toeriste ingestel. Dit gee jou 'n meer autentieke blik op die daaglikse gang van 'n Japaniese mark. Op sekere dae, gewoonlik die tweede Saterdag van onewe maande, is dit ook vir die publiek. Jy kan selfs vroegoggendtoere meemaak, die lewendige atmosfeer inneem en dan 'n ongelooflike vars seekosontbyt geniet by een van daai klein eetplekkies in die mark. Dis 'n ware stukkie Tokio, soos die plaaslike inwoners dit ervaar. En jy kan skaars oor Senju praat sonder om die Sento-kultuur te noem. Dis amper sinoniem met die area se karakter. Ek dink aan plekke soos Takara-yu, die koning van die Engawa, of die mooi gerestoreerde Daiwa-yu. Absoluut. Senju was histories 'n ware sentrum vir openbare baddens, Sento. Hoekom jy's hier? Wel deels omdat hier soveel mense gewoon en gewerk het wat fisiese arbeid gedoen het. Markwerkers van die Yachaba en later die duisende werkers by die massiewe Senju kragstasie hier naby, met sy 4 spookskoorstene voor dit gesloop is. Vir hierdie mense was die Sento nie 'n luukse nie. Dis was noodsaaklik vir higiëne en ontspanning na 'n harde dag. Maar meer as net skoon word was dit sosiale spulpunte vir gemeenskapsbinding. Dit het Senju se karakter diep gevorm. Al het baie oor jare gesluit, het Senju steeds van die indrukwekkendste tradisionele baddens in Tokio. Takara-yu is beroemd, nie net vir sy klassieke voorkoms nie, maar veral vir daai pragtige Japanse tuin wat jy vanuit die badarea kan sien. Die Engawa, die stoep wat oor die tuin uitkyk, gee dit sy bynaam, Daiwa-yu. Aan die ander kant is 'n wonderlike voorbeeld van Miyasukuri tempelstyl argitektuur, met 'n indrukkende geboë karahafu-dak bo die ingang. Al is die binnekant modern en stylvol gerestoreer. En binne hierdie baddens nog 'n visuele skat, die badkuns. Die groot penkie muurskilderye, dikwels berg Fuji, geverf deur gespesialiseerde kunstenaars. En ook die pragtige teelkuns, Tairue, tonele in teels uitgebeeld. Dis 'n kunsvorm op sy eie. 'n klein winkeltjies nie en gemeenskapsplekke wat die area sy karakter gee. Ek dink aan plekke soos die Kasho Kominkan gemeenskapsentrum of daai wonderlike retro lekkergoedwinkel Bouwawal 316. Dit wat jou terug na jou kinderdae. Of selfs net die atmosfeer van die Kidenti, daai oudtydse houtpaal straatligte in die Yanohara omgewing. Ja, dis fascinerend hoe die gemeenskap maniere vind om sy karakter te bewaar, maar ook te herinterpreteer. Kashukomen is 'n perfekte voorbeeld. Dis 'n pragtige ou huis, seker 80 jaar oud, deur plaaslike vrywilligers opgeknap. Nou sit 'n ongelooflike buigsame ruimte, gemeenskapsentrum, kunsgalerie, plek vir werkswinkels, selfs 'n fotostudio bo. Dit skep 'n moderne derde plek, sosiale ruimte buite huis en werk, maar diep gewortel in die ou argitektuur en geskiedenis. Bouwau 216 gee jou weer daai heerlike nostalgiese gevoel, met sy oorweldigende verskeidenheid dagashi, daai goedkoop tradisionele lekkers en speelgoed. En ja, daai Kidenki en die Yanohara Shotengai, met hul sagte warm gloed saans. Dit skep 'n byna tydlose atmosfeer, asof jy terugstap in tyd. Ons moet ook die Yokoyama woning noem, 'n ou handelaarshuis. Jy kan van buite sien, glo steeds die swart merke van die One-oorlog op die gebou. En dan die nalatenskap van plekke soos die Nagura Kliniek, spesialiseer in tradisionele beenstelling. Tegnieke oor generasies oorgedra. Dit wys hoe sekere tradisies, selfs familiename, oor eeue voortleef.
Hierdie is almal klein, bekoorlike elemente wat saam die ware, lewende tekstuur van Senju weerspieël. Ver weg van die groot stasie. So as ons nou alles probeer saamvat, Senju is regtig 'n plek met 'n soort dubbele siel, of hoe? Aan die een kant die moderne, lewendige vervoersentrum, universiteitskampusse, winkels, maar net onder daai oppervlak lê hierdie ongelooflike diepte van Edo-geskiedenis. Stories oor digters, dokters, samurai, handelaars, selfs diegene aan die rand van die samelewing. Presies. En die sleutel om daai dieper laag te ontsluit, lê daarin om doelbewus van die hoofpaaie af te dwaal, die systrate te verken. Die ware karakter van Senju, die egos van sy verlede, word nie noodwendig in die groot winkelsentrums of langs die besige stasie gevind nie. Dis in daai stiller straatjies, by die ou tempels met hul verweerde hekke, binne die stomende mure van 'n tradisionele sento, tussen die stalletjies by die plaaslike mark en in die gesprekke by gemeenskapsplekke soos Kominkan. Dis waar jy die mees autentieke gevoel vir die plek kry. Hier is dan 'n laaste gedagte vir jou om oor na te dink. Iets wat voortbou op vandag se gesprek. Die bronmateriaal noem terloops 'n skattejagpromosie wat fokus op die ryk handelaars van ouds, die Danashu. Invloedryke plaaslike beskermhede, né? Miskien kan jy verder dink oor die verband tussen hierdie Danashu se rykdom en die bloeiende kuns en kultuur van destyds in Senju. Het hulle dalk figure soos Basho finansiëel ondersteun? Of was hulle beskermhede van kunstenaars wie se werk dalk vandag nog iewers versteek lê in 'n ou huis? Of, aan die ander kant, dink daaroor hoe moderne gemeenskapsruimtes soos Kago Kominkan vandag werk. Is hulle dalk die hedendaagse weergawe van die ou posdorp se teehuise en bymekaar kom plekke, die nuwe sosiale spulpunte waar die gemeenskap se stories gevorm word en sy karakter voortleef? Dis iets om oor te wonder volgende keer as jy deur Senju se strate stap.